Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand en ja, welkom weer eens hier op Radio Kansel se Hartklank hier op Kort en Kragtig. Ek hoop dit gaan met jou goed hier so aan die einde van hierdie lekker vakansiedag en die lang naweek, né? Groet ek jou. Ja, weet jy, dit is 'n kort week, soos wat hulle sê. Vandag was nou 'n lekker lang naweek gewees en 'n lekker afdag, maar Vrydag is daar nog so ene. So ek dink baie van julle is opgewonde. Miskien is jy so bietjie met verlof, miskien het jy jou lang naweek so bietjie meer uitgerek. Ek vertrou dit gaan met jou goed. Dankie dat jy ingeskakel het, man. Dankie dat ons mekaar se gees en se siel kan opwek en opbou deur die woord van die Here. Vanaand gesels ek 'n bietjie met jou oor vriendelikheid. Nou dit is mos nou ook een van die vrugte van die gees, né? Vriendelikheid. Gaan lees 'n bietjie daar Galasiërs 5. En dan lees jy sommer die hele Galasiërs, maar dis daar by vers 22 af. Nou laasweek het ek mos nou gesels oor getrouheid, né? Ons het daaroor gepraat. Maar ek praat nou nie oor vriendelikheid omdat ek al die vrugte van die gees nou hier in 'n ry wil behandel nie, maar ek wil spesifiek oor vriendelikheid gesels omdat dit so 'n betekenisvolle begrip is as ons na die oorspronklike begrip of betekenis of definisie van vriendelikheid gaan kyk. En dit is waaroor ek vanaand 'n bietjie met jou wil gaan gesels. En as ons sommer net so losbek mos nou kan oor vriendelikheid praat, dan kan ons mos nou werklik vir mekaar sê. Ek en jy kan vir mekaar sê dat dit lekker is om met vriendelike mense te praat of in hulle geselskap te wees, 'n besigheid te bel, né? En die ontvangsdame of die klerk, wie dit ook al is, of die eienaar, antwoord die foon en is so vriendelik, né? En is behulpsaam. Ag, maar dis lekker in 'n depressiewe wêreld, in 'n ongemaklike, ongelukkige, gedrukte, saamgeperste samelewing van allerlei omstandighede. Is dit tog lekker om met iemand te gesels, deel van 'n vriendekring te wees, vriendskappe te hê waar daar vriendelikheid is as een van die karaktereienskappe. Dit kikker 'n ou se dag mos op, man, om dit te kan hoor. Dit stem 'n mens positief in. En natuurlik kikker jy iemand anders se dag op, né? As jy hierdie vriendelikheid as kwaliteitskarakter besit, né? En kan ons werklik sê dat vriendelikheid bevorder vriendskappe? Daar's baie aspekte binne vriendskappe en vriendskapskringe. En vriendelikheid, kom ek sê vir jou, is tog maar een van daardie dinge. En ons weet mos nou, binne vriendskappe is daar ongelukkigheid en is ons nie altyd opgewek en daai tipe ander karakters nie, né? Maar tog is vriendelikheid een van daai dinge wat vriendskappe bevorder. Soos ons ook mos nou die gesegde ken wat sê vriendelikheid kos jou mos nou absoluut niks nie. En dis eintlik om te sê, dit kos jou niks. Jy het dit. Deel dit dan vrylik uit. Jy het dit verniet gekry. Ek weet daar's so 'n aanhaling wat Jesus gesê het, jy het dit verniet gekry, verniet moet dit uitdeel. So ook met vriendelikheid, man. Jy het dit verniet gekry. Ja, kry jou gesindheid reg en dan kom ons deel vriendelikheid uit. En ek kan begryp hoekom dit een van die vrugte van die Heilige Gees is. Want dit verryk, dit rus toe, dit moedig mense aan, dit motiveer ander om ook hierdie Heilige Gees kwaliteit te besit. En nie net te besit nie, maar om moed te skep vir die lewe wat voorlê. So vriendelikheid word ook nie gekoop nie, maar onder andere word vriendelikheid aan ons gegee deur die Heilige Gees, as ons nou na Galasiërs 5 kyk. Maar ek gee gou net een tree terug na die werklike, die dieper en die meer omskrywende begrip van die woord, want weet jy, hierdie begrip het my eintlik baie geseën, hierdie vriendelikheid begrip. In Grieks, né, is die woord vriendelikheid, wat jy nou natuurlik in 'n paar plekke kry in die Bybel, onder andere nou daar in Galasiërs 5, ons gaan nou na ander verse ook kyk,
is dit die vrug van die Gees, maar die Griekse woord beteken Christotes. Nie Christos nie, né? Christus wat Christus beteken nie, maar Christotes. Klink amper dieselfde. En in die verlede het die Grieke, omdat dit 'n Griekse woord is, dit maklik verwar met Christos, maar dis nie Christus nie, dis Christotes. Alhoewel Christus ook hierdie karaktereienskap besit, want Christus is ook met die Gees van God oordek en dit is deel van die Godheid. So vriendelikheid is ook iets van die Christus. Maar dis nie waar ek gaan gesels nie. Ek gaan jou nie nou 'n taalles gee nie, maar ek wil net gou 'n bietjie jou begrip verbreed rondom hierdie gedagte van vriendelikheid. Christotes beteken nie net vriendelikheid, soos ons vriendelikheid ken, soos wat ek dit nou maar vir jou so uitgelê het. Dit is lekker om vriendelike mense te ken nie. Maar dit beteken ook om 'n sagge aardheid in jou karakter te hê en om 'n goedhartigheid in jou karakter te hê. So ek vat jou gou op 'n tipe van 'n wandelpad, gemaklik, langs hierdie begrip van vriendelikheid. En ek lees in die Griekse vertaling, nê, dat vriendelikheid goedaardigheid beteken. Wat sê, nie kankeragtig is nie, maar skadeloos is. Kanker, nê, vreet mos, kanker verteer, nê, en kanker poog om jou einde te bewerkstellig, om op jou lewe ellende te hoop. Maar vriendelikheid is nie medisyne nie. Vriendelikheid is 'n mens, dis 'n mens wat nie kankeragtig is nie. So as die woord van die Here sê dat die vrug van die Gees is vriendelikheid, dan beteken dit jy as mens is nie kankeragtig nie. Jy verteer nie ander mense nie. Dis 'n karaktertrek wat 'n mens besit om nie sy medemens te verteer en hulle dood of hulle val of hulle ondergang te soek nie. Dis hoekom Jesus gesê het, as iemand jou bokkleed vra, dan gee jy vir hom sommer die res. As jy op jou een wang slaan, dan gee jy vir hom. Dis deel van om nie 'n ander ou se ondergang te soek nie, al soek hy jou ondergang. Dis nie kankeragtigheid nie. Vriendelikheid, Christotes, beteken ook, en dis vir my mooi, soetigheid. Soetigheid beteken, as iemand vir jou sê, jy's 'n soet mens, nie omdat jy nie stout is nie, maar jy's iemand wat maklik is om te benader. Jy's omdat jy nie kankeragtig is nie, nê? Jy's omdat jy nie ander ou se ondergang soek nie, maar wanneer iemand na jou toe kom, jy's maklik om benader te word, want jy is iemand wat ontvanklik is vir die ander mens. Dis hoekom die sondaar so liefde vir Christus gehad het, want Christus het 'n soetigheid in hom gehad. Christus was maklik om te benader. Hulle kon maklik met Christus oor die weg kom. En dan beteken Christotes ook om opgewek te wees. En jy verstaan mos, wat doen soet aan bitter, nê? Wat doen soetigheid aan 'n bitter wêreld? Wat doen 'n nie kankeragtige mens aan 'n bitter omgewing? Dis wat vriendelikheid aan die mensdom se samelewing doen. Dis net dit. Die sondaars het nie van Jesus gehou omdat hulle sonde oorgesien het nie, maar omdat Jesus hulle ontvang het ten spyte van hulle sonde. Christus het nie hulle kanker vermeerder nie. Christus het hulle kanker weggeneem. Het hulle sonde weggeneem, het hulle ellende weggeneem. Dis vriendelikheid, dis Christotes. Dis hoekom ons sê dit staan so naby aan Christus. Ek weet dit het niks met mekaar te doen in betekenis nie, maar die omskrywing van Christotes praat so van Christus. Maar ook spruit hierdie woord uit die gedagte, en hierdie is vir my net so mooi en kosbaar. Die gedagte van sagte, soet, ryk en verouderde wyn. Dis vir my so mooi. Ek ken nie veel van wyn nie, dit moet ek jou sê. Ek drink glad nie wyn en drank en daai tipe dinge nie. En my rede is baie eenvoudig. Ek staan in 'n leiersposisie. Daar's baie mense wat na my opkyk, wat na my luister. En
Weet jy wat, as ek weet daar is 'n ding wat iemand aanstoot gee, dan volg ek eerder Paulus en Christus se gesindheid en ek sê, weet jy wat, ter wille van die broer en die suster wat swak is, eerbiedig ek eerder die woord van die Here. Nou ek ken nie veel van wyn nie, dit was sommer net so onderskrif. Soos, as iemand sê dis 'n droë wyn, dis nou hoekom ek vir jou sê, ek verstaan nie lekker hierdie goed, ek moet dit gaan oplees. As iemand vir my sê, dis 'n droë wyn, wat probeer jy nou eintlik vir my sê? Want wyn is nat man, dit kan nie droog wees nie. Ok, tongenietjies gesê. Maar, hulle sê, vriendelikheid is soos 'n sagte, soet, ryk en verouderde wyn. Nou, ek weet net, as jy aan 'n wyn toedig, dat dit sag op die tong is, en soet op die tong is, en dat dit 'n ryk smaak het, en as dit verouderd is, dan sê dit net vir my man, hierdie wyn besit uitsonderlike kwaliteite, kwaliteite wat almal wil proe en ruik en besit, en dan nou wil aandrink. Dis uitsonderlik, dis vriendelikheid. Vriendelikheid is 'n uitsonderlike karaktertrek in die kind van die Here se lewe. En ek weet ook, dat hoe ouer die wyn, hoe duurder die wyn, met ander woorde, sy waarde neem toe. Dis 'n vriendelike mens, dis 'n vriendelike mens. Jy is so sagte, soet, ryk en verouderde wyn. Mens met uitsonderlike kwaliteite, waarvan almal hou, en deel van wil wees. En jy is van onskatbare waarde, dis kosbaar. Die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees in 'n mens se lewe is, dan neem jou waarde toe in die hemel. En jou waarde neem toe onder die medemens binne die liggaam van Christus, as tempel van die Here. Jou waarde neem toe in die hemel, dis kosbaar. Ek word opgewonde oor dit, want dit seën my. Josefus het gesê, nou hy was 'n geskiedkundige in die Bybelse tyd. Hy het gesê, Isak was nou so 'n Christotes tipe mens. Hy was hierdie vriendelike, nie kankeragtige, vol soetigheid, saggeaarde, soet in gedrag, ryk in waarde en vol geur, soos verouderde wyn. Was 'n besonderse mens. Dink jy regtig hy sou sy kind wou vermoor op die klipaltaar? Met so 'n tipe karaktertrek? Nee. Maar sy kwaliteit, sy saggeaarde, sagmoedige menswees, het hom onderdanig en gehoorsaam aan sy God gemaak. Verstaan jy hoekom het God hom so 'n kosbare plek gegee in die geskiedenis van die Bybel? Want hy was 'n waardevolle mens, nie net op aarde nie, maar in die hemel was hy geag en geken. Kind van die Here, as 'n mens 'n bottel wyn vat, wat baie duursaam is, baie kosbaar is, baie kwaliteit besit, dan doen dit iets aan die geselskap, en jy sit dit voor. Hierdie wyn bring waarde tot die geselskap. Dit bring waarde tot die mense wat daar sit. Hoeveel te meer die kind van die Here, wat die Heilige Gees vrug in hom en haar het, hoeveel te meer moet ons nie waarde toevoegend wees tot die mensdom met wie ons omgaan nie, met ons werknemers, met ons werkgewers, met ons vriende in die kerk, teenoor sondaars, teenoor haters, teenoor die wat jou liefhet, teenoor die wat jou verag. Hoeveel te meer? Verstaan jy hoekom sê ek, en ek doen nie afbreek aan Jesus nie, was Jesus dan soos goeie wyn onder die mensdom nie? Ek het net nou gesê dat dit een van die vrugte van die Heilige Gees is. En jy stem saam dat dit 'n innerlike
kwaliteit is, né? Want jy is 'n tempel van die Heilige Gees, soos Paulus in Korintiërs sê, en die Heilige Gees woon in jou. Daarom is vriendelikheid 'n binnekwaliteit. Jy stem met my saam. En dit is absoluut die waarheid. Maar ek lees gou vir jou Kolossense 3 vers 12, want ek het nog nie 'n vers spesifiek gelees nie. Hier kom hy. Kolossense 3 vers 12. Hoor nou wat sê Paulus. Hierdie keer in Kolossense 3. Ons het nou nog gepraat uit Galasiërs. Kolossense 3 vers 12. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges, geliefdes, innerlike ontferming, goederentierenheid, daar kom hy in. Want dis ook wat vriendelikheid se omskrywing is. Goederentierendheid. Jy moet jou beklee daarmee. Nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Hierdie woordjie goederentierenheid is presies dieselfde Christotes in Grieks as vriendelikheid. Christotes. Paulus sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God met vriendelikheid, goederentierenheid. Hy sê, trek vriendelikheid aan, beklee jou daarmee. Dis dieselfde aantrek as Efesiërs 6 vers 10. Onthou julle, die wapenrusting? Trek die volle wapenrusting van God aan. Selfde aantrek, selfde woord. Nou hierdie aantrek word aan die een kant verduidelik as om 'n kledingstuk, om binne in 'n kledingstuk in te sink en daarin in te glip. Dit is mooi. Dit beteken ook om te investeer in vriendelikheid in. En ook om in 'n posisie of in 'n plek of in 'n tyd of in 'n staat van vriendelikheid te wees. En eers wil ek vir jou sê, dit beteken, vriendelikheid is nie net 'n innerlike Heilige Gees geontvangde begrip nie, nee, maar dit is 'n karakter wat uitgelewe moet word. Dit moet aan jou buitekant gesien word, gehoor word, ervaar word. Tweede, jy moet belê in vriendelikheid. Jy moet werk daarna toe. Ek sê nie jou verlossing is 'n werkie, die res is. Jy moet werk daarna toe. Dit moet jou strewe wees, nê? Want dit is een ding om te sê dat jy die Heilige Gees kwaliteite ontvang het, maar dit is 'n ander ding om dit uit te lewe. Ons sê ons is die tempel van die Heilige Gees en tog weet jy, ons as mens lewe nie wat ons binne in ons het nie. Ons lewe dit nie uit hê. Dit moet ons strewe wees. Derdens, dis 'n posisie of 'n aanstelling. Jy's aangestel om vrug te openbaar, soos wat die woord ook sê. Dis ook 'n destinasie, dis 'n plek, nê? Dis 'n plek waartoe jy gearriveer het. Jy het beland in vriendelikheid in. Jy het beland daar. Dis jou plek, dis jou posisie, dis jou tyd geleef. Dis my tyd om vriendelik te wees en dis jou seisoen, man. Dis jou aanseisoen. Jy moet vriendelik wees. Daar gaan nie 'n dag kom wanneer dit so gaan en moet wees nie. Dis nie 'n plek waar jy moet arriveer nie. Jy het daartoe gearriveer, staan en jy het die posisie gekry. Jou posisie is nie jou posisie is nie baas nie. Voorman nie. Wat is die ander aanstellings? Jou posisie, jou aanstelling is vriendelikheid. As jy dit so sien, dan stap jy by jou werk in, dan stap jy nie in as die ambagsman nie, die elektriesien nie, jy stap in as die vriendelikheid. Jy stap in as vriendelikheid. Dink 'n bietjie daaroor, dis 'n ander tipe posisie, dis 'n ander aanstelling, dis 'n ander destinasie. Jy stap in vriendelikheid in en jy stap as vriendelikheid elders in. En jou tyd van vriendelikheid het aangebreek, jou seisoen van vriendelikheid het aangebreek. Dit is nie op pad nie. Jy en ek is in 'n staat van vriendelikheid. Ek lees gou vir jou 2 Korintiërs 6 vers 3. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie. Hoor wat sê hy? Sê sodat die bediening nie beklad mag word nie. Ek gaan nou vir jou sê wat dit beteken. Maar in alles beveel ons as dienaars van God aan met baie geduld, verdrukkinge, in nood, in benoudheid, in slaag, gevangenskap, in oproere, in arbeid, slapelose nagte en hongerly. Dan sê hy, in reinheid. Ons gaan deur al hierdie dinge in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees en in ongeveinsde liefde. Hoe bevorder en besmeer of bevlek ons nie die bediening nie?
Hoe bou en brei ons God se koninkryk uit? Hoe doen ons dit? Deur vriendelikheid. Ons bevlek dit deur nie vriendelik te wees nie. Onvriendelik. Om kankeragtig en bitter en nors en opgewerk oor alles te wees, bevorder nie die koninkryk van God en die gees vervulde lewe en ons getuienis nie. Ek het laasweek iets gesê wat ek wil hê jy moet nooit vergeet nie. En ek gaan gou weer daarna verwys. As vriendelikheid 'n vrug van die gees is beteken, dit is 'n God karakter. God sal nooit iets van jou verwag wat nie sy karakter is nie, en waarmee God jou nie sal mee bekragtig om dit te openbaar of dan uit te lewe nie. So luister gou hierso in Romeine 2 vers 4. Hy sê, verag jy die rykdom van sy goederentierenheid, daar kom hy nou, en verdraagsaamheid, en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goederentierendheid van God jou tot bekering wil lei nie. Die Christotes van God wil jou tot bekering lei. En dan hiermee saam lees ek Titus 3 vers 4, want hierdie twee skrifte loop maar net vir my saam onder een begrip. Hy sê, toe die goederentierenheid van God, ons verlosser, hoor hy, toe die goederentierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Hoor jy wat ek hoor uit hierdie twee skrifte? Eerste, goederentierenheid, of dan nou vriendelikheid, is 'n God karakter. Romeine 2 vers 4 sê die rykdom van die goederentierenheid van God, en Titus 3 vers 4 weer die goederentierenheid van God. En tweedens, God wys dit. God het nie net karakter nie, maar wys dit deur die mens tot bekering wil bring, om die mens te skei van die sonde, sodat God se wraak nie op die mens gewreek sal word nie. God se wraak op sonde nie op die mens gewreek sal word nie. En dan God wys hierdie karaktertrek deur ons juis van sonde en wraak daarop te red deur sy groote genade. Dis wonderlik, man. Werklik kan ons sê, God is nie kankeragtig nie. God is nie 'n God wat die ondergang van sy skepsele soek nie, maar uit sy vriendelike geaardheid het hy sy seun nie gespaar nie, maar alles in die stryd gewerk om die mens te red van die wraak van sonde wat gaan kom. God is die soetigheid van die hemele, ryk in genade. So ryk in genade dat ons met vrymoedigheid na die troon van genade kan gaan. Dis soos die Griekse vertaler sê, vriendelikheid is soos verouderde wyn, sonder om afbreek aan God se karakter te doen hê. Kan ons werklik sê, God is soos die kwaliteit van verouderde wyn. God se goedheid en God se goederentierenheid neem toe soos die mensdom soos se vervallendheid toeneem, nê. En saam met Paulus kan ons ook tog uitroep, daardie mooi uitroep wat hy gesê het. Hy sê aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, kom toe die eer, die heerlikheid en tot in alle ewigheid. Vriendelikheid is nie 'n aankoopkommoditeit of geboortekwaliteit vir die kind van die Here nie. Jy en ek het dit met wedergeboorte ontvang. En die rede is weer eens nie vir vuil gewin, soos wat ons laasweek na gekyk het, of vir selfvervulling of vir selfverering nie. Dis 'n Heilige Gees kwaliteit om jou te versier, om God se tempel, God se koninkryk mee te versier. Dis in jou, maar glip in dit in, soos Kolossense 3 sê. En dra hierdie Heilige Gees kwaliteit, man, dra hom soos 'n jas of 'n versiering. Kind van die Here, nie verniet maan Paulus dat ons versiering innerlik moet wees nie. Beteken dit dat jou innerlike kwaliteite jou uiterlike moet versier nie anderlike dinge nie. As jy 'n ongelowige en 'n sondaar is, die feit dat jy hierdie boodskap hoor vanaand, beteken jy lewe nog. En God maak moeite om aan jou sy vriendelikheid nog een keer bekend te maak. Om jou te red van jou sonde en dit wat jou skei van jou Skepper God. God is so vriendelik, man, om jou 'n kans te gee, om sy wraak op jou lewe vry te spring. Dink daaroor. Moenie laat die tyd uitloop nie. Aanvaar die vriendelikheid van God op die oomblik en sê, Here, ek weet, as ek my oë in die ewigheid nou moet oopmaak, gaan dit wees tot my veroordeling.
Ek bely my sonde voor U. Ek glo in Jesus Christus, die verlosser wat my sonde op die kruis gedra en die prys vir my sonde betaal het. Vergewe my. Doen dit. Moet dit nie uitstel nie. 'n kind van die Here, ja, dit is deel van die vrug van die Gees. Kom ons lewe die Heilige Gees uit na buite. Die wêreld smag na die kinders van die Here om hulle plekke, hulle posisies in te neem, sodat daar hoop, die hoop van Christus, die hoop van die Heilige Gees in die wêreld vrygestel kan word. Vrede, rus en God se seën vir jou in hierdie aand, in hierdie kort week, mag die guns van die Here saam met jou wees. Blessings, tot ons volgende week, selfde tyd, selfde plek, as dit die wil van die Here is, tot weer met mekaar kan gesels. Vrede.